Hallo en welkom. Nou ek wil jou iets vra. Het jy of dalk iemand wat jy ken, daai aanhoudende, knanende pyn en swaar gevoel in die bene wat dokters net nie kan uitpleis nie? Dit word so maklik afgemaak as net slegte sirkulasie of jy weet, dis maar deel van ouer word. Maar wat as die ware skuldige iets heeltemal anders is? Iets wat diep binne en wegkruip en so dikwels misgekyk word. Dink 'n bietjie hieroor. Die are in jou liggaam is soos pype in 'n huis. En as daar 'n knak of 'n blokkasie in daai pypstelsel is, wel, dan kry jy allerlei probleme verder af in die lyn. So, kom ons krap 'n bietjie dieper en kyk na 'n baie spesifieke loodgieterprobleem wat dalk net die antwoord is waarna miljoene mense soek vir hulle chroniese beenongemak. Goed, kom ons duik reguit in. Hierdie probleem waarna ons gaan kyk, dis nie in daai oppervlakkige areetjies wat jy dalk met spatare assosieer nie. Nee. Hierdie een lê baie dieper, diep binne in die bekken, presies daar waar die hoofare van die bene bymekaar kom om bloed terug na die hart te stuur. Klink enige van hierdie vir jou bekend? Daai dowwe pyn, die swelling wat teen die einde van die dag altyd erger is, miskien selfs vel wat verkleur om die enkels, of sere wat net eenvoudig nie wil genees nie. En hier's die groot leidraad. As jy jou bene oplig, voel dit beter. Dis 'n klassiese teken dat jou are, jou weneusestelsel onder geweldige druk is. Hierdie spesifieke toestand het 'n naam, May-Turner syndroom. Nou, wat gebeur hier? In eenvoudige terme is dat die hoofslagaar wat na jou regterbeen gaan oor die hoofaar van jou linkerbeen kruis. En daai slagaar met sy sterk polsslag druk die aar letterlik vas teen die harde bene van jou ruggraat. Dink daaraan, met elke enkele hartklop. Oor jare en jare kan hierdie konstante drukking daai aar permanent vernau. En dis presies die beeld wat jy hier moet hê. Die water, of in hierdie geval die bloed, kan eenvoudig nie vrylik vloei nie. Dit veroorsaak 'n opbou van druk, net soos 'n tuinslang wat begin opblaas agter die plek waar jou voet op hom trap. En daardie druk, dis presies wat die pyn en die swelling in die been veroorsaak. Goed, maar as dit so 'n eenvoudige fisiese blokkasie is, hoekom word dit dan so gereeld gemis? Wel, dis waar hierdie storie regtig interessant raak. Maak julle gereed vir hierdie een. Studies wys dat tot 66%, dis 2/3 mense, van die algemene bevolking met presies hierdie anatomiese saampersing in hulle bekken rondloop. 2 uit elke 3 mense. Maar hier's die kinkel. Die oorgrote meerderheid van hulle het absoluut geen simptome. So die saampersing self berei net die voorreg voor. Dit skep 'n kwetsbaarheid. Die probleem word eers werklik 'n probleem wanneer 'n tweede sneller bykom, iets soos 'n besering, 'n infeksie, 'n lang vlug of selfs 'n swangerskap. Daardie tweede gebeurtenis is soos die strooi wat die kameel se rug breek. Dit is die domino wat alles aan die gang sit en die simptome laat losbars. Vir dekades lank was dit ongelooflik moeilik om hierdie saampersing akkuraat te diagnoseer. Maar toe kom daar 'n tegnologiese deurbraak wat alles, en ek bedoel alles, verander het. Kyk net na die verskil hier. Die ou metode, venografie, was basies 'n 2D ekstraal. Dit was soos om na 'n skaduwee te kyk. Jou kans om die probleem te sien, omtrent 50%. Letterlik soos om 'n muntstuk op te gooi. Maar nou, met die nuwe metode, IVUS, gaan 'n klein ultraglankkamera binne in die aar in en gee vir jou 'n lewendige 360 grade prentjie. Die akkuraatheid spring na meer as 90%. Dis die verskil tussen raai en weet. En met hierdie nuwe oë binne die aar, het dokters skielik 'n skokkende prentjie gesien. Hierdie probleem was nie net vir jong vroue soos hulle altyd gedink het nie, nee. Dit affekteer mans, vroue, oud en jong. En die blokkasies was op plekke wat niemand ooit verwag het nie. Die handboek oor hierdie toestand moes heeltemal herskryf word. So, nou dat jy die probleem akkuraat kan sien, hoe maak jy dit reg? Wel, gelukkig is die oplossing net so elegant en modern soos die diagnose self. Die antwoord is 'n stent. Dit is basies 'n klein buisie gemaak van metaalgaas wat binne in daai saamgeperste deel van die aar geplaas word. Dink daaraan as 'n interne styeerwerk wat die aar van binne af oopstit, die druk van die slagaar weerstaan en die bloedvloei permanent herstel. Nou die navorsing hier is baie duidelik. Jy kan nie net die aar met 'n ballonnetjie ooptrek nie. Hoekom nie? Want die littekenweefsel van die kompressie is taai en veselagtig. Sodra jy die ballon uithaal, sal die aar eenvoudig weer terugspring na sy platgedrukte vorm. Daai stent is dus absoluut noodsaaklik om permanente strukturele ondersteuning te bied. En die prosedure self? Dis merkwaardig minimaal indringend. Dit begin alles met 'n klein prikkie in die dui. Van daar af word die IVS-kamera opgestuur om presies te sien waar die probleem is. Dan word die stent in posisie geplaas en oopgemaak. Die aar word oopgestit en die vloei word dadelik herstel.
Dis tipiese dagprosedure wat 'n massiewe operasie heeltemal vervang het. En dit is die ware deurbraak. Wat vroeër 'n groot oop operasie was, jy weet met 'n lang, pynlike herstelproses, is nou 'n prosedure wat lewens kan verander met amper geen impak op die liggaam nie. Goed, dit klink alles wonderlik, maar die belangrikste vraag van alles is mos, werk dit regtig? Wat is die werklike tasbare impak op pasiënte se lewens? Kom ons kyk na die data. Hierdie syfers is ongelooflik. Kyk hierna. Die persentasie pasiënte met erge pyn het getuimel van 54%, dis meer as die helfte, voor die prosedure tot net 11% daarna. En wat van erge swelling? Dit is verminder van 44% tot net 18%. Dis nie net 'n klein verbetering nie, dis 'n lewensveranderende verskil in mense se daaglikse gemak. En die goeie nuus hou nie op nie. Meer as die helfte van daai hardnekkige venose sere het genees. En, uiters belangrik, die stents bly oop. Soos jy kan sien, vir die eenvoudiger gevalle, die sonder ou bloedklonte, was die deurlaatbaarheid na 6 jaar 'n perfekte 100%. Selfs in die meer komplekse gevalle bly 'n indrukkende 86% van die are ook. Dis 'n duursame langtermynoplossing. So die slotsom is eintlik heel eenvoudig. Deur hierdie een enkele, diep versteekte loodgieterprobleem te identifiseer en reg te maak, kan mense 'n diepgaande en blywende verbetering in hul lewenskwaliteit ervaar. Dit gaan nie oor die bestuur van simptome nie, dit gaan oor die regstelling van die onderliggende oorsaak. En dit los ons met 'n laaste, kragtige vraag. As jy of iemand vir wie jy omgee, leef met daar onverklaarbare beenpyn, swelling en moegheid, is dit dalk moontlik dat die antwoord nie in 'n pilbottel of 'n room lê nie, maar in 'n presiese diagnose en 'n klein metaalstyeerwerk diep binne in die bekken versteek.